Ons sê goeiemôre aan almal wat inluister, baie welkom. Ons vertrou dat u saam met die hele gemeente hier in Centurion saam met ons gaan luister en die diens gaan geniet. Ons het vanoggend 'n lenteoggend met sonskyn en ons sê vir die Here baie dankie daarvoor dat ons nou vanoggend kan opstaan en saam kan sing, dis heerlike lente. So in Pretoria is dit nou vandag 'n lekker lentedag. En ons vertrou, u gaan ook saam met ons kuier en u gaan die diens saam met ons geniet. By onderwerp waaroor ek vanoggend praat is om in God se rus, om rus by God te vind. Om in te beweeg na God se rus toe, om rus by God te vind. Ons skriflesing is Psalm 91 vers 1 en 2. Kom ons kyk Psalm 91 vers 1 en 2. In die beskerming van die Allerhoogste, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Ek gaan weer hierdie skriflesing lees, want dit is vir my eintlik een van die kosbaarste skriflesings in die Bybel, wat mens elke dag net kan vat en jou omvou. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. En dan voeg ek nou vers 10 en 11 by. Die woord sê in vers 10, geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. So Psalm 91 is die psalm wat God kom en sê, jy wat 'n gesalfde gelowige is, God sal met jou wees, hy sal jou bewaar, hy sal jou beskik, hy sal beskerm, geen plaag sal naby jou kom nie, want die Allerhoogste beskerm jou, is in beheer van jou. Psalm 91 toon vir ons die unieke wyse waarop God kom en sê, hy sorg vir ons. Dan kry ons in Psalm 91 van vers 3 tot 16, as julle by die huis dit wil gaan lees, dan bring hy al die seëninge wat daar vir ons is. Elke seëning wat hy gee, is in Psalm 91. Dan kom hy en hy sê, hy gee al hierdie seëninge vir ons, en al hierdie seëninge oordek ons, beskerm ons, dra ons. En dan wil hy kom en vir ons sê, hierdie seëninge, hierdie beskerming wat hy bied, is moontlik, as jy dit vat. As jy dit vir jou toeëien, as jy toelaat om te besef, God is met my, God is in my, God is oor my, God sal my beskerm en hy sal my dra. Jy moet dit vat in die gees en dan sê God, dan maak ek dit waar in jou lewe. Ek het gaan kyk na die Amplified. Die Amplified sê dit ook verskriklik mooi. He who dwells in the secret place of the Most High shall remain stable and fixed under the shadow of the Almighty. He will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. On Him I lean and rely, and in Him I confidently trust. So die Here kom en sê, hy is daar vir ons kan hom vertrou, ons kan steun op hom, ons kan alles na hom toe bring en hy sal vir ons dra deur dit. Die Engelse vertaling, as ons dit in Afrikaans in 'n paar woorde opsom, sê, hy vertroos ons, om hom is rus
En in hom vind ons rus. So God wil nie hê dat ons angstig moet wees, dat ons bekommerd moet wees, dat ons toelaat dat die dinge om ons te veel word nie. Hy sê kom en ontvang die rus wat daar in hom is, dat daai rus in jou geesmens gaan lê. Maar daar's 3 aspekte waaraan ons moet voldoen om daai rus te kan ontvang. Die eerste is, ons moet sit in die skuilplek van die Allerhoogste. Nou wanneer 'n mens sit, beteken dit nie jy staan vinnig op nie. Sit beteken, ek vertoef in die teenwoordigheid van God. So die Here sê, hy sal sy seëninge vir jou gee, maar die eerste vereiste is, jy moet sit in die skuilplek van die Allerhoogste. Met ander woorde, jy moet vertoef by God se aangesig, en jy moet vertoef in sy teenwoordigheid. Nou, ons is baie keer geneig om net te gaan en te bid, en ons gebede te bring, gaan met ons, beskerm ons, wat ons dit. Maar die Here sê nee, dit is nie 'n verhouding tussen jou en my, as jy nie kom en gaan sit en vertoef in my teenwoordigheid. Nou wanneer 'n mens vertoef in God se teenwoordigheid, is dit nie noodwendig dat jy praat nie. Jy gaan sit en jy luister en jy laat die Heilige Gees om jou kom lê en laat die Heilige Gees so vashou plek kry in jou geesmens, dat jy daar weet, ek is in die teenwoordigheid van die Allerheiligste God, en dat jy net in sy rus in beweeg. Dis wel wat God wil hê. Hy ken jou lewe, hy ken jou omstandighede, hy weet alles van jou af. Maar jy moet gaan sit en rus in die teenwoordigheid van die Allerhoogste, want wanneer jy sit, is alles oop. En hoor jy sy stem. En dis dan wat hy kans kry om met jou te praat. Wat beteken dit om daar te sit? Dit beteken om daar te sit en te rus. Dit beteken om daar te wees in God se teenwoordigheid. En dit beteken om daar te wil bly vir die tydperk wat God nodig het om met jou te werk. Nou, ek wil vandag sê, ons moet verstaan, God is nie haastig nie. Ons lees nêrens in die Bybel dat Jesus vinnig geloop het nie. Ons lees nêrens in die Bybel dat Jesus gehardloop het nie. Ons lees dat Jesus op sy tyd beweeg het. En wanneer ons sit in die skuilplek van die Allerhoogste, moet ons nie met vooropgestelde idees gaan en dink, goed, ek het 10 minute wat die Here nou met my kan praat nie. Nee, jy moet gaan en net in sy rus in beweeg. Sy teenwoordigheid voel. En net stil word. En net dit wat die atmosfeer nodig het om te vul, jou kom vul. Jesus verduidelik vir sy disippels in Johannes 15 vers 4. En hy sê, wees geanker in die wynstok. Ons het nou verlede week gepraat oor die wynstok. Maar hoor wat sê hy? Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself nie, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. So wanneer jy sit in die teenwoordigheid van God, kom die Here en hy sê, word geanker in die wynstok. Met ander woorde, maak koneksie met God. Maak seker dat jou geesmens koneksie maak met God, sodat hy deur die Heilige Gees heling, herstel, nuwe dinge aan jou kan openbaar, dat hy jou kan oprig, dat hy jou kan versterk, dat hy vir jou dit kan bied wat jou geesmens op daai oomblik nodig het. Waarom moet ons in die skuilplek van die Allerhoogste sit? Dit bied vir ons beskerming. Want jy gaan daar en jy weet,
In God se beskerming ontvang jy heling, ontvang jy herstel, ontvang jy vernuwing, ontvang jy God se plan vir jou lewe. Dan, wanneer ons in God se teenwoordigheid is ons veilig teen die aanvalle van buite. Ons kom in sy veiligheid, ons kom in sy teenwoordigheid en hy sê, my kind, jy is veilig by my. Wat ook al jou omstandigheid is, hier tussen my en jou, is jy veilig en beskik. Dan sê die woord, ons moet vernag in die skaduwee van die Almagtige. Nou wanneer ons vernag by iemand, dan slaap ons by iemand. Dan spandeer ons tyd by iemand. Ons kom nie in en sê, hoor ek is nou hier, ek kom by jou slaap, hallo, waar is my bed, goeienag, en gaan lê en gaan slaap. God sê, kom vernag by my, kom spandeer tyd by my, kom word rustig by my, kom in my heiligheid in, sodat jy kan vernag, dat jy kan hoor wat ek vir jou wil sê. God wil hê dat ons in ons lewens hom sal vertrou in alles. In alle besluite wat jy moet maak, in alle rigting wat jy dink, in alles wat jy vorentoe wil besluit. Kom die Here en hy sê, vertrou my, midde van jou omstandighede. So wanneer jy kom vernag, dan kom jy met al jou bagasie, en jy bring al jou bagasie, onthou as jy, geen mens gaan slaap net met die klere aan sy lyf by iemand nie, werk nie so nie, jy kom met jou tassie, en in daai tassie, kom jy met alles na God toe. Hy sê, kom vernag by my, kom bring jou tassie met al jou probleme, kom, ek wil dit vir jou oplos, maar jy moet tyd aan my afstaan. Daarom kan ons vandag sê, die Here is ons toevlug, die Here is ons bergvesting. Al vergeet jy vandag se preek, vat dit net, wat die Here kom en hy sê, hy is jou toevlug, en hy is jou bergvesting. Met ander woorde, kom na hom toe. En 'n bergvesting is 'n beskutting wat hy jou gee. Hy sal jou dra. Daarom is dit belangrik dat ons skuilplek in die Here sal vind. Dat ons sal ophou om self te probeer dinge vir ons lewe uitwerk. Ons wil so baie keer, ek was al in my lewe so baie besig met 'n good idea, maar dan was dit nie 'n God's idea nie. En dan was ek so besig met die good idea, dat ek nie tyd gehad het vir die God's idea nie, en dan werk my good idea nie uit nie. Sodat ek weer eindig by God's idea. En die Here kom en sê, los jou good idea. Kom oornag by die Here. Kom slaan tent op, sodat jy God se stem kan hoor. Die Here sê vir ons, as ons aan die voorwaardes voldoen wat ons in vers 1 en 2 gelees het, wat sê, kom skuil by God, sê die Here vir ons, al die beloftes wat hy in sy woord gee, sal hy in stand hou en sal in vervulling kom in jou lewe. Maar dan moet jy terugbeweeg en vashou aan die Here. Dan sê hy, as jy my vertrou en vashou aan my, sal ek hierdie beloftes waarmaak in jou lewe. Dan is dit nie my idee nie, maar God se idee. Dan moet jy vashou daaraan. Die woord sê, hy sal ons red uit die net van die voëlvanger. Met ander woorde, dit beteken gevaar. Hy sal ons dek met sy vlerke. Dit is my so wonderlik, hy kom, en as ons oornag by hom, sê hy, kom dek hy ons met sy vlerke. Hy sal ons beskerm teen pes en ander siektes, selfs teen vernietiging en die dood. So God kom en sê, my kind, as jy bereid is om te kom
en oornag by my en onder my vlerke in beweeg, sal ek alle kwaad, al die pes, selfs dood van jou weghou. Alle gevaar sal ek van jou weghou. Maar jy moet net sorg dat jy onder my vlerke kom. Dan verklaar die Here, onheil kan ander mense tref, maar dit sal jou nie tref nie. Omdat jy onder die beskutting van die Allerheiligste is, sal geen onheil naby jou kom nie. So ek wil vandag sê, wat in jou lewe gebeur, verklaar hardop, Here, dankie, geen onheil sal naby my kom nie, want ek is onder die beskutting van die Allerheiligste God, en hy gee my daardie beskutting. Ek weet nie of julle op televisie gesien het, wat in Kalifornië gebeur het. Het julle dit gesien? En dit het my al geraak. Die vrou wat verklaar het, there is no God. En die ander het al gecheer, there is no God, there is no God. By die funksie waar baie mense was, en sy het blaatant gesê, there is no God, there is no God. En almal het gesê, there is no God. En God het daai nag, daai hele plek verwoes, en 2 huise het bly staan. En wat vir my interessant is, ek het teruggegaan en weer na die foto's gaan kyk. Die Here daai hele gebied verwoes, almal wat by daai funksie was, wat saam gecheer het, there is no God. En net 2 huise het bly staan. En toe ek terugkyk, toe sien ek dat God selfs die muur om die huis laat bly staan het. So hulle was veilig, hulle muur het niks oorgekom nie, hulle huis het niks oorgekom nie, die ander huis se muur om hom het bly staan, daai huis het bly staan. En wat vir my die aangrypendste was, wat ek nou nog nie kan verstaan nie. God het daai plek oornag vernietig. Het julle boustene gesien? Niks. God het hulle so vernietig, dat nie hulle huise se dakke, nie hulle huise se stene, nie mewe, niks. Daar's niks van hulle oorgebly nie. Dit het gelyk soos 'n wilde, gewone veld. So God het alles vernietig, omdat hulle God uitgedaag het. En ek wil vandag vir jou sê, vir my was dit 'n heilige toetrede van God, om te sê dat hy nie, ek kan nie dink wat die Afrikaans vir mok, dat hy nie uitgedaag word nie. Hy daai mense vernietig, dat niks van hulle oorgebly nie. Van daai hele gemeenskap, almal wat daar was, het daar niks oorgebly nie, buiten 2 huise van gelowige mense. En daarom wil ek vir jou sê, ons dien 'n groot God, ons dien 'n heilige God, ons dien 'n almagtige God. En as jy sy grootheid, sy mag, sy majesteit kan verstaan, dan kan jy weet, jy hoef oor niks bekommerd te wees nie. Want hy sê in sy woord, ek is met jou, ek is in jou, ek is om jou. God oorskadu ons lewe, hy dra ons, hy maak bemoeienis met ons lewe. Ons moenie bekommer oor die dag van môre nie, want God is ook in die dag van môre. God dra ons te midde van ons omstandighede. Nou kom die Bybel en hy sê 'n interessante ding vir ons. Hy kom en hy sê vir ons, jy as gelowige, beklee 'n besondere posisie. Ons is beklee met guns by God die Vader. As gelowige beleef ons guns by God die Vader, omdat ons ingeënt is in die lood, en daarom beleef ons sy genade, sy liefde en sy goedheid. Die oomblik wat jy jou hart vir die Here gegee het, die oomblik wat jy toegetree het na God toe, is jy ingeënt in die lood van God. En nou kom sê God,
Ons het guns by hom. Ons is ingeënt by hom. Ons stap in oorwinning, want ons geniet sy genade, ons geniet sy liefde en ons geniet sy goedheid. Wat behels sy genade? Sy genade is die een belangrike feit, dat ons die dood nie hoef te vrees nie. Want in hom is daar oorwinning. Want ons leef nie meer nie, ons leef in hom. So ons stap net oor van die een plek na die volgende plek toe. So, dis genade. Genade is dat hy ons sonde vergewe, dat hy ons vryspreek, dat hy sê, hy vergeet die dinge wat verby is, en hy gee vir ons 'n nuwe dag, 'n nuwe begin. Dis genade. Dan sien ons, saam met die genade, gee God vir ons guns. Hy gee vir ons guns in die wêreld, hy gee vir ons oorwinning in ons lewe, dat ons in oorwinning kan stap. Want om in oorwinning te stap, beteken, ek vrees nie die dag van môre nie. Ons moet vandag vir mekaar sê, ons almal se lewe is nie noodwendig wonderlik en wonderful nie. Ons almal leef, en ons almal het sorge en bekommernisse. Maar God sê, as jy ingeënt is in my, in die lood, sal jy in oorwinning stap, en dan moet jy verklaar, Here, ek stap vandag te midde van alles in u oorwinning, want u dra my, u beskerm my, u help my, u sal die onmoontlike vir my moontlik maak. Die Here beklee ons met sy genade, hy beklee ons met sy liefde, en bo alles beklee hy ons met sy goedheid. Sy goedheid as Vader, laat hy oor ons kom. Nou kom die woord, en die woord sê, dat die Here skenk vir ons engele, om ons te beskerm. Wanneer die Here kom, en hy gee vir ons engele, om ons te beskerm, het ons die stille wete, dat waar ons ook al ons voetsool neersit, is God met ons. Hy stuur die engele om ons te beskerm. Maar God sê nêrens dat hy ons vryskel van die sorge van die lewe nie. Hy sê nêrens dat hy gee vir ons die engele om ons te beskerm. Maar God sê nêrens dat jou lewe gaan net alles wonderlik uitwerk. Maar in dit weet ons, hy is in ons, hy is met ons en hy is by ons, hy gee ons sy engele, hy versterk ons deur sy Heilige Gees, so hy is om ons, by ons en met ons. Ons moet dit verstaan, dat ons leef die lewe in die wêreld, maar in dit is ons meer as oorwinnaar deur Christus wat ons krag gee. So, baie keer, dan wanneer situasies opduik, dan sê ek, Here, ek dank U dat ek meer as oorwinnaar is deur Christus wat my die krag gee om hierdie situasie te kan hanteer. God vat nie die wêreld weg en sit ons daar en ons is op planeet wonderful nie, maar hy kom en hy sê, ek sal jou dra, ek is met jou, ek is in jou, ek is by jou, ek gee jou die Heilige Gees en ek is die God van die onmoontlike. Hy maak selfs die onmoontlike moontlik in elkeen se lewe. Ons moet ook vashou aan die wete dat die Here sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daar kom tye in 'n mens se lewe wat jy dink, Here, waar is U? Kyk hoe gaan alles. Alles werk nie noodwendig uit nie. Maar God kom en hy sê, hou vas aan my, want ek, almagtige God, deur my Seun Jesus Christus, deur die Heilige Gees, sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dit beteken, ons hoef nie aanvalle van die vyand te vrees nie. Ons hoef nie te vrees vir die wêreld om ons nie. Ons hoef nie te vrees vir die toekoms nie. Ons hoef nie te vrees, wat hou die dag van môre in nie. Want God sê, hy is met ons, hy is in ons, hy oordek ons met sy vleuels.
Dan sê hy gee ons die beskerming teen die aanvalle van die vyand, mis ons vashou aan sy gebooie. So God kom en hy sê, ek sal al hierdie dinge vir jou doen, maar ek vra een ding van jou. Leef die pad van 'n Christen en leef my gebooie uit, die gebooie wat ek vir jou gegee het. Bly by die gebooie, gaan terug na die 10 gebooie, bly in die 10 gebooie. Hy sê, as jy dit volg en daarby vashou en glo dat Jesus gesterf het vir jou sondes en jy vertrou my as jou Vader en vertrou dat ek met jou is deur die Heilige Gees, dan sê die Here, as jy al die gebooie nakom en vashou aan dit alles, sal ek met jou wees. En dan het jy die volle versekering, God is met jou. Ek sluit af met Psalm 31 vers 24 en 25. Dis 'n psalm wat vir ons net ook die veiligheid van God weer laat vasvat en besef. Die Here beskerm die wat aan hom getrou is. So God sê nie hy beskerm almal nie. Hy sê hy beskerm die wat aan hom getrou is. Wees dus sterk en hou goeie moed, julle almal wat julle vertroue in die Here stel. So wat vra God van ons? Dat ons aan hom getrou sal wees. Dan sê hy, dan sal hy ons beskerm. Daarom vind ons rus by God die Vader. Ons het begin wat die Here gesê het, kom sit in my teenwoordigheid. Want in hom, met hom en deur hom, is ons meer as oorwinnaars deur Christus wat ons krag gee. Want ons oorwinning lê in ons verhouding met Jesus Christus, met God die Vader en die Heilige Gees. En in hom kan ons oorwinning hê te midde van ons omstandighede. En my gebed is vandag, dat God ook al in wat jou omstandighede is, 'n unieke oorwinning vir jou sal bring, omdat jy vashou aan hom as God die Vader. Amen.